So wat vra 2026 vir ons, van ons as mens? Wat sê jy? Bou jou woorde op of breek dit af? Spreek jy God se waarheid of vrees? Jy weet in Spreuke 18 vers 21 lees ons die dood en die lewe is in die mag van die tong. Nou, toe ek aan hierdie boodskap gewerk het die Here baie hard met my ook gepraat, want ek kan nogals baie negatief praat soms, en veral oor myself, jy weet, ek sal iets regtig stupids doen, en dan sal ek wees, Jesus, Cecile, jy stupid, of Jesus, Cecile, jy is vertraag, want ek partykeer raak ek eers kwaad, soos 'n uur of 2 later, dan is ek eers kwaad oor 'n situasie, of ongelukkig. En die Here het regtig, jy weet, soos Dudley het gister actually vir my gesê, jy's nie stupid nie, dis die daad wat jy doen wat stupid was op daai oomblik. So mense moet pas op wat ons sê, ons woorde moet ons stel in die nuwe jaar, want woorde dra krag. Maar die topik waaroor ek eintlik met julle wil praat is accountability. Nou ek het hom nie verstaan in Afrikaans nie, dis hoekom ek praat die hele tyd in Engels, accountability, want ek hou van die woord hoe dit klink, ook. Maar toe het ek nou ander woorde gaan soek, wat dieselfde betekenis het, sodat ons almal kan verstaan wat beteken hierdie woord. En ander woorde vir accountability is verantwoordelikheid, aanspreeklikheid, rekenskap, verantwoording, plig, toerekenbaarheid. Nou ek het nou gaan oplees presies wat dit beteken, sodat ek dit mooi kan verduidelik. In die woordeboek is accountability die plig of verantwoordelikheid om rekenskap te gee vir jou dade, besluite en optrede, en verantwoordelik gehou te word daarvoor. Met ander woorde, dit is wanneer 'n persoon bereid is om verantwoordelikheid te neem wat jy of sy doen, hy of sy, eerlik te wees oor jou keuses en jou gevolge, antwoorde te gee wanneer dit nodig is. Hy neem aanspreeklikheid vir sy foute en hy leer daaruit. Die Bybel praat ook van accountability. Bybelse betekenis om voor God en teenoor mekaar rekenskap te gee vir hoe ons leef, praat en wandel, volgens God se wil. Dit sluit in gehoorsaamheid aan God, verantwoordelikheid teenoor ander gelowiges, lewe in waarheid, nederigheid en liefde. Soms fokus ons so op wat mense van ons dink en dat mense van ons sal van hou, so ons is soos verkleermannetjies. Jy weet, saam met hierdie vriendegroep moet ons so wees, okay, nou is die pastoor by ons en nou moet ons daai prentjie voorgee, maar ons moet meer begin worry en dink wat die Here van ons dink. Maak ons die Here trots met hoe ons praat, hoe ons leef, wat ons doen, wat ons dink. 'n Paar verse in die Bybel wat praat oor accountability, ek gaan dit nou nie uitlees nie, ek gaan dit net noem, so dan kan julle dit by die huis gaan lees. So Romeine 14 vers 12, Galasiërs 6 vers 1 en 2, Spreuke 27 vers 17, Hebreërs 13 vers 17. Nou accountability is nie 'n straf nie. Accountability is daar om ons as mens te beskerm, om ons geestelik te laat groei. Dis liefdevolle leiding en dit bou verhouding en vertroue. Dit gaan nie oor oordeel nie, maar dit gaan oor om mekaar te help om reg te leef voor God. Nou ek wil gou vir julle 'n storie vertel waar ek accountable moes gehou geword het vir 'n besluit wat ek gemaak het. En dit was toe ek nog op college was. Dit was 'n maand voor ek klaar gemaak het. So dit was letterlik net my laaste eksamen wat ek oor gehad het voor ek klaar maak. Baie opgewonde. En die een dag het ons klas en dan het ons 'n break gehad en dan het ons wiskunde ekstra klasse gehad en ek was baie hartseer toe ek op college kom en ek hoor ek moet 'n wiskunde vak hê want dis ek sê ek kan nie. Maar gelukkig dis dit net plus minus maal en deel, so ek kon daarmee handle. Maar die dag verjaar my vriendin en ek besluit ek gaan nice wees en ek gaan haar stiek by Spur vir nachos en 'n glasie wyn daai tyd. En ons was daar en ons het teruggegaan college toe vir ons wiskunde klas, obviously toe per ongeluk het ons hom gemis. Maar my vriendin stap toe met haar glas wyn in die kampus in.
Nou daar was reëls, ek het geweet, ons mag nie alkohol op die kampus hê nie. Ek het dit nie eers agtergekom dat sy dit uit Spur uitgevat het nie, maar sy stap toe daarin en sy gee die glas wyn vir my in die voorportaal en ek druk hom in my handsak sodat niemand hom sien nie, want ek wil nie in die moeilikheid kom nie. So gaan ons huis toe, okay, wel sy is eers daar by die eerstejaars in en gaan speel met die mense se hare terwyl hulle eksamen doen. En die volgende dag word ons ingeroep en die hoof sê vir my, ons het 'n dissiplinêre verhoor die volgende week. Want ons het een van die reëls oortree, daar mag nie drank op die kampus wees nie. Julle het my oë uitgehuil, want ek was soos, maar ek het nie die wyn ingebring nie, daar was ek onskuldig. Ek gaan toe huis toe, huil my oë uit en ek praat met my ma en ek soos, julle moet nou bid, want ek's amper klaar, ek wil nie nou geskors word nie. En my ma sê vir my, Cecile, praat die waarheid, die Here sal hierdie geveg veg, maar praat die waarheid. En sê jy is jammer, want jy was verkeerd. Ek het toe ingegaan die volgende week en ek het vir die hoof gesê, want jy weet, alles het begin met, as ek haar nie gevat het, Spurgeon, sou dit nie gebeur het nie. Ek het accountability gevat en ek het gesê, ek was verkeerd, dit was nie reg vir my nie, ek het niemand geblame shift nie, ek het nie gesê, ja, maar dit was sy nie, ek het die fout gevat, want alles het begin met my, wat ons Spur toe gevat het. Maar nevertheless, dit was nie baie lekker om voor 6 mense te sit en te herken, jy is verkeerd nie, en jammer te sê nie, veral as jy weet, dit was nie jy nie, maar ek het die accountability gevat, en die Here het die geveg vir my geveg, en ek kon klaarmaak met my college. Aanspreeklikheid, God se ontwerp vir gesonde verhoudings. Aanspreeklikheid is 'n Bybelse beginsel wat elke area van ons lewe raak, in ons huwelike, in ons werksplek, in ons leierskap en ook in ons kerk. Romeine 14 vers 12 sê, so sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap moet gee. God gebruik aanspreeklikheid om ons harte te beskerm en ons nederig te hou en ons verhoudings gesond te hou. So vanoggend wil ek gaan met julle deel oor aanspreeklikheid in 'n huwelik. As ek sien hoe die huwelike onder attack is, die laaste ruk in die salon, hoe kliënte praat, dit is my angswekkend en ek dink die grootste probleem partykeer is, want die Here is nie meer die middelpunt in baie van ons huwelike nie. En daar is ook nie meer accountability nie. Dit is nie kritiek of beheer nie. Dit is liefde in aksie. Nou ek sal sê, my man, as hy my reg help wanneer ek verkeerd is, sien ek dit nie as kritiek nie, maar ek sien dit as hy is lief vir my en hy gee om vir my. So as 'n mens daai kan snap, dink ek sal dit baie beter wees, want in Prediker 4 vers 9 staan daar 2 is beter as 1. Want as hulle val, kan die een maat ophelp, sy maat ophelp. Maar wat behels dit om aanspreeklikheid toe te pas in jou huwelik? Om eerlik te wees, selfs al is dit ongemaklik. Ons almal weet, is nie altyd maklik om daai eerlike diep gesprekke met jou partner te hê nie. Om jou foute te erken sonder om te blameer. Of ander woorde, om te blame shift. Om bereid te wees om reg te stel, te verander en te groei. Aanspreeklikheid sê, ek kies om my huwelik te beskerm, al kos dit my trots. Hoe doen ons dit prakties? Want dit is baie makliker gesê as om te doen. Ons luister vir mekaar sonder verdediging. Ons praat die waarheid in liefde. Ons hou mekaar verantwoordbaar, nie om te veroordeel nie, maar om te bou. Ons bid saam en laat God toe om ons standaard te wees. 'n Huwelik sonder aanspreeklikheid word koud, maar 'n huwelik met aanspreeklikheid word sterker, veiliger en geseënd. Huwelik is 'n baie kosbare ding en ek dink baie kere die vyand, dis die eerste ding wat die vyand attack is ons huwelike, want hulle weet as die man en vrou uit mekaar uit is of uit mekaar uit geskeer word, dan is dit soos 'n snowball effek. Die kinders kry seer, almal kry seer in die proses. Dan wil ek met julle praat oor leierskap. Almal is leiers. As jy 'n ma en pa is, jy's 'n leier vir jou kind, jy's 'n voorbeeld vir jou kind.
Ware leierskap begin met aanspreeklikheid. 'n Leier wat bereid is om verantwoordelikheid te neem, kan mense lei in veilige omgewing, veiligheid. Aanspreeklikheid beteken om te leef met integriteit, wanneer niemand kyk nie, en veral wanneer iemand kyk. As pa en 'n ma figuur, as ouers en geestelike leiers, is ons eerste roeping om 'n voorbeeld te wees. Kinders leer nie net uit wat jy sê nie, maar kinders leer uit wat hulle sien. Hulle weet daai spreekwoord, monkey see, monkey do. Dit is kinders. En die grootste ding wat ek gesien het wat baie belangrik in die lewe is practice what you preach. Jy kan nie een ding sê, maar jy lewe 'n ander ding nie. Wat beteken dit om aanspreeklikheid as 'n pa en 'n ma / 'n ouer as ouers te wees? Om jammer te sê wanneer ons verkeerd was. Dit beteken nie omdat jy 'n ouer is, jy hoef nie vir jou kind jammer te sê as jy hulle seer gemaak het of dalk opgetree het soos wat jy nie moes nie. 'n Kind het baie meer respek vir 'n ouer wanneer 'n ouer kan sê, weet jy wat my kind, ek is jammer ek het jou seer gemaak. Ek is jammer ek het so opgetree. Om konsekwent te wees tussen woorde en optrede, weer eens practice what you preach. Ek sien baie kere, ek het nou reg vir 'n kliënt gelag, want toe raas hy met haar kind omdat die kind vloek, maar sy vloek self. Jy kan nie dit doen nie. Jy kan nie met jou kind raas as hy vloek of sy vloek, maar jy vloek soos 'n matroos nie. Practice what you preach. Om 'n veilige ruimte te skep waar waarheid en genade saam staan. Mens moet waarheid begin leef. 'n Mens moet in die lig begin leef. Spreuke 22 vers 6 staan, lei 'n kind op volgens die weg wat hy moet gaan. Ouers wat aanspreeklik leef, wys hulle kinders, hoe lyk dit om nederig voor God te wandel? Wat behels dit? Nee, sorry, ek het 'n spot vergeet. Jou werksplek. Wat is aanspreeklikheid in jou werksplek? Om betroubaar, regverdig en eerlik te wees, ongeag jou posisie. Wat behels dit? Om verantwoordelike besluite te neem, om foute reg te stel en dit nie toe te smeer nie, om mense te lei met respek en nie vrees nie. 'n Leier wat aanspreeklik gehou word, bou nie net sukses nie, maar bou baie vertroue. As ek kyk vir mense vir wie ek gewerk het, die mense vir wie ek gewerk het, waarvoor ek die grootste meeste respek voor het, is mense wat self hard gewerk het. Hulle het nie net teruggesit en orders uitgedeel vir ons appies nie, maar hulle het saamgewerk, hulle was vroeg by die werk, hulle het laat gewerk, hulle het skoon gemaak tussenin. Dis klein goedjies wat ek kan vir hulle sê, my een baas in Klersdorp, Ansel, en ek hoop is okay dat ek haar as 'n voorbeeld gebruik. Die tyd wat ek vir haar gewerk het, daai tyd was ek soos, dis die tipe baas wat ek wil wees. Die baas wat saam hard werk, die baas wat jou gun om jou eie plek oop te maak, jou gun om sukses te hê, jou gun om goed te doen in die lewe, wat jou nie wil terughou nie, dis die tipe baas wat ek eendag wil wees. In Kolossense 3 vers 23 staan, en wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here. Een ding wat ek geleer het in die lewe is, moet nooit goed doen om mense tevrede te stel of mense se guns te wen nie. Want jy gaan altyd verloor in daai een. Maar wanneer jy dit vir die Here doen, dan is dit net soveel beter. Dit voel awesome om goed vir die Here te doen. En dit voel net, ek weet nie, jy sien die seën daarin as jy dit vir die Here doen en nie vir mense nie. Dan die laaste een is accountability in die kerk. In die kerk is aanspreeklikheid noodsaaklik. Want ons verteenwoordig Christus. Leierskap in die kerk is 'n posisie, nie 'n mag nie, maar 'n roeping tot diensbaarheid. Wat beteken dit? Dit beteken om onder God se gesag te bly, altyd. Om oop te wees vir raad
en korreksie. Om met rein motiewe te dien. Waar daar aanspreeklikheid is, vloei die vertroue, eenheid en geestelikheid kan groei. Lukas 16 vers 10, wie getrou is in die kleinste dinge, is ook getrou in die groot dinge. Ek sê altyd, as die Here jou nie kan vertrou met 10 mense nie, hoe gaan hy jou vertrou met 1000 mense? Ek sluit vanoggend af met die volgende. Weereens wil ek sê, accountability is nie 'n straf nie. Dit is God se genade. Die vraag is die vraag is nie of ons aangespreek gaan word nie, maar is ons bereid om dit in liefde te ontvang? Kom ons vra die Heilige Gees hierdie jaar om ons werklik te lei in 2026 om accountable te wees vir onsself. Om regtig op die Here te vertrou vir die volgende stap, vir die volgende move, vir die volgende besluit. En dat die Here ons sal help om ons te wys waar ons kan groei. Want sonder accountability kan jy nie groei nie. Ek love dit om accountable te wees vir my lewe of vir alles wat ek doen, want ek voel net, ek sê altyd, julle weet daai ding wat hulle sê in die rehab, first step to recovery is admitting you've got a problem. En ek voel so oor accountability. Wanneer jy kan herken dat jy 'n probleem het of 'n issue het. En kyk, ek gaan nou nie veel jok nie. Hierdie jaar het ek soos 'n bol issue op 'n tyd gevoel. Maar as ek dit vir die Here gee en ek kan herken, Here help my. Ek het hierso 'n issue of Here, ek het hierso seer wat moet uitgesorteer word. Dan kan die Here daaraan werk. Maar solank jy dink jy het nie probleme of issues nie, kan die Here nie daaraan werk nie. En ek glo 2026 gaan 'n goeie jaar vir almal wees. Daar's baie hartseer wat hierdie jaar gebeur het. Daar's baie seer. Maar daar's niks wat die Here nie kan herstel nie. Al wat hy vra is dat jy na hom toe sal kom en dit vir hom sal gee. Al jou laste, al jou bekommernisse, al jou vrese, al jou seer. Maak nie saak hoe klein dit is nie. En ek is opgewonde vir die nuwe jaar, want dit is die jaar van herstel. As jou verhoudings dalk met familie, vriende, kinders, man, vrou, bietjie skade gekry het hierdie jaar. 2026 is jou jaar vir herstel. Jy moet dit net vir die Here gee. En sê, Here, ek gee my huwelik vir U. Ek gee my verhoudings met my kinders vir U. Kom herstel dit. Ek glo dat julle hierdie boodskap ontvang het met baie liefde. En dat julle nie kwaad is vir my nie. Ek weet baie kere voel mense, hulle hou nie van accountability op hulle self nie, of hulle like dit nie om verkeerd te wees in 'n situasie nie. Maar ek glo dis regtig 'n goeie ding, en wanneer jy dit kan doen, kan jy groei. Ons sien, my broer het regtig 'n probleem met, hy het 'n vreeslike kompetisie gees aan hom. Toe ons Kersdag, daar by hulle was, toe het hy vir my en Dudley voorgestel aan tennis speel. Op jou foon. En gisterond, toe wen Dudley hom 4 keer in 'n ry. Ek kan jou beloof, daai boetie van my het gisterond niks geslaap nie. Niks. Want hy kan dit nie hanteer om te verloor nie. Maar ons is opgewonde vir die nuwe jaar. Ek gaan oorgee aan pastoor Dudley, dat hy vir ons afsluit. Prys die Here. Die profeet Nathan kom by Dawid, jy ken die storie. Dan vertel die profeet vir koning Dawid hierdie afgryslike storie van 'n ou wat baie skape het. Maar dan gaan hy na sy buurman toe en hy vat die een skapie wat hy het en hy slag hom om vir sy mense te gee. En koning Dawid sit op sy troon en groot meneer sê, hierdie man wat dit gedoen het,
moet sekerlik sterwe. En dan kyk die profeet Nathan vir Dawid en sê, hierdie ou wat ek nou net van gepraat het, is jy. Wat het ons daar gesien? Dawid was op 'n plek waar hy nie accountable was vir die foute wat hy gemaak het nie. Maar ek dank God dat Dawid kom op 'n plek waar hy nie blame shift nie, maar sê Here, help my. En dan vat hy die pen en gaan skryf Psalm 51. Onsondig my met hysop. Was my dat ek kan witter wees as sneeu. En ek dink, en dit wat ek nou gaan doen, gaan ek kort doen, en ek weet dit is hard. My vrou dink sy praat hard, my skat, jy moenie worry nie. Maar kom ek vra gou vir jou dit. My vrou praat van 2025 en elkeen het sy eie opinie en gevoelens oor hierdie jaar 2025. Miskien het dit met jou baie goed gegaan, miskien het dit nie so goed met jou gegaan nie. En ek weet en ek verstaan dat daar partykeer omstandighede in jou lewe is buite jou beheer. Maar as jy miskien hier sit en jy sê, was nie 'n goeie jaar nie. Kom ek vra jou 'n vraag. Hoeveel van die probleme wat jy hierdie jaar beleef het jy self veroorsaak? Hoeveel van die dinge wat ek en jy baie keer deurgaan, en ek noem dit met die grootste liefde, maar hoeveel keer sit ons in 'n situasie en op die einde van die dag, as jy op 'n blame shift en die blame game speel, kom jy agter, maar is ek. Ek moet accountable wees vir die verkeerde keuses wat ek gedoen het. Vir die verkeerde dade wat ek gepleeg het. Want jy weet, ons kan ons baie keer so maklik soos ou Job op die ashoop gaan sit en ons wonde krap met 'n stukkie potskerf en sê, ja, die lewe is so erg. En ek praat mooi, maar ek wil vir jou sê, accountability. Here, en hiermee maak ek klaar. Here, wat kan ek beter doen? Ek kyk na myself. Wat kan ek doen? Volgende jaar 'n beter jaar te hê.